vir die wonderlike voorreg om vir jou Andrei vanoggend by ons te hê. En ek gaan sommer vra, as jy gemaklik is, dat jy net jou hande sal uitsteek. Ons gaan hom ontvang vanoggend. Papa Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het as Centurion gemeenskap om vanoggend vir jou Andrei te kan ontvang as 'n instrument in die liggaam van Christus. Vader, ons dankie vir die woord op sy hart en sy gees. Vader, ons kom verklaar vanoggend dat die woord sê, waar daar eenheid is, beveel jy u seën. En dankie dat ons harte vanoggend in eenheid kan verklaar, dat ons gereed is om die woord te ontvang, die woord wat ons vrymaak. Here, ons dankie vir die guns wat oor sy lewe rus. Ek dankie, Vader, dat ek hom kan seën vanoggend, hom en sy vrou Samantha, hulle kinders, met die keer van u seëninge. En dankie, Heilige Gees, dat u hier is. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen. Baie dankie, baie dankie. Halleluja! Kom ons lig ons hande net gou vir 'n oomblik na die hemel toe. Vader, ons aanbid U vanoggend. En Here, ons wil opnuut vanoggend verklaar dat U God is en buiten U is daar niemand anders nie. Here, die woord verklaar dat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat U die Seun van God is. En vanoggend is ons hier om die naam bo elke naam te kom oplig, die naam van Jesus, die naam wat verlossing bring, die naam wat restaurasie bring, die naam wat vrymaking bring, die naam bo elke ander naam. En Heilige Gees, ek bid in hierdie oggend, Here, dat U sal beweeg van sitplek tot sitplek, Here, van persoon tot persoon, om elke persoon aan te raak. Here, U is mense op hierdie veld wat dalk hopeloos is. Ek bid, Here, gee vir hulle hoop. Hier is mense wat moeg is, Here, ek bid, gee vir hulle krag. En Vader, hier is vandag mense wat net 'n aanraking van U nodig het. En ek bid, Here, raak hulle aan. Ons verklaar ons afhanklikheid vanoggend teenoor U in die magtige naam van Jesus. Kom aan, as jy lief is vir Jesus, skree amen. Kom aan, skree amen. Halleluja. Dit is vir my so lekker om vanoggend hier saam met julle te wees. Ek moet bely, ek het al baie gepreek in my lewe, maar dis die eerste keer wat dit so vroeg is. Halleluja. Ek het so sleg geslaap, ek was bang ek verslaap. Ek het al gesien hoe ek die diens mis. Prys die Here, maar ek is hier en ek is opgewonde om te sien wat die Here hier doen. Ek wil net vanoggend wegspring voor ons in die woord ingaan. Ek wil net graag die organiseringsspan Hallo Kerk wat hierdie oggend reël. Kom ons gee net vir hulle 'n lekker hande klap. Hierdie is 'n groot werk wat hulle doen. Ek wil die leierskap van Hallo Kerk eer vir Eckhart en vir Pastor Zelwyn wat in Australië is, wil ek ook in sy afwesigheid graag eer. Ek dink hierdie kerk maak 'n groot impak in Jesus naam. Ek moet sê, dit is my verskriklik lekker vanoggend om die geleentheid te kan hê om Afrikaans te preek. Nou jy moet verstaan, ek is so Afrikaans soos wat dit kom. En jy weet, my familie is almal 'n klomp boere en as jy met hulle Engels praat, dan sê hulle vir jou, hou op jou simpel hou. Ek het een keer het ek op Faith TV gepreek en ek onthou my ma stuur die skakel vir my tannies daar in die Karoo en hulle sê, my ma sê julle moet die diens kyk wat Johan Rey bedien. En na die tyd toe ek my foon aansit, toe kry ek 'n boodskap van my tannie af en sy sê vir my, nee wat, ek het maar afgesit en ek like nie wat se taal jy praat nie. En so jy moet verstaan, Afrikaans is my taal. Maar die laaste paar jaar het die Here my gevat na allerlei plekke toe waar Engels moet bedien, Engelse kerke en ander lande van die wêreld. En ek moet vinnig leer om Engels te bedien. En vanoggend is dit vir my lekker om die geleentheid te kan hê om Afrikaans te praat. Jy weet, toe die Here my begin stuur het na al die Engelse kerke toe, dan gaan ek na die kerke toe, dan sit ons in die pastoor se kantoor vir 'n diens, dan sit die pastore daar en dan bid hulle, dan sê hulle, "Come Holy Spirit, come." Dan sit ek in die hoekie aan bid, ek kan sê, "Kom Engels, kom." Halleluja. En nou die Engels gekom, so as ek bietjie Mengels praat vanoggend, vergewe my asseblief. Ek onthou ek was in Amerika gewees so 'n paar jaar terug vir die eerste keer en ek het so met 'n vriend gereis regdeur baie state in Amerika en ons het bedien by kerke en konferensies. En ek onthou ons het by ons laaste diens opgedaag en dit was 'n konferensie gewees en hulle het my gevra om die eerste sessie van die konferensie te preek. Ek het nie gegaan om te preek, ek het nie gegaan om dit by te woon, maar toe vra hulle my om te bedien en ek's bietjie op my senuwees daai dag en ek stuur vir my vrou WhatsApp uit Amerika uit en ek sê vir haar, "Nooi, jy moet vir die man van jou bid, ek moet Engels preek, die Here moet my help." En sy stuur vir my 'n boodskap, sy sê, "Nee, ek bid vir jou, jy het dit." En ek onthou daardie aand staan ek op baie platform op, maar ek preek my beste Engels. Halleluja. En maar terwyl ek preek, voel ek die teenwoordigheid van God en ek sien en gehoor dat die mense regtig die teenwoordigheid van God beleef en dat daar iets besig is om te gebeur. En ek stap van die stage af na gepreek het en ek stuur vir my vrou 'n boodskap en ek sê van, "Nooi, prys die Here, hy het my gehelp. Dit het goed gegaan."
Maar na die tyd gaan ons so in die kerk leierskap uit vir aandete en ek gaan sit daar en ek bestel vir my 'n Pepsi en ek voel eintlik heel chuffed met myself want ek dink ek het 3 Engelse taal nou onder die knie gekry. Maar daar kom so 'n ou New York tannie na my toe en sy kom sit so by my en sy sê vir my, "Son, I could really sense the presence of God while you were speaking, but I have no idea what you said. Do you speak English?" Wel, ek sê toe vir my vrou boodskap, ek sê vir haar, "Nee, dit het nie so goed gegaan nie." Halleluja. So ek is dankbaar om Afrikaans te preek vanoggend. Prys sy naam. Maar terwyl ek in Amerika was in daardie tyd, het ons deur al die state bedien en gereis en ek onthou net voor ek sou terugkom Suid-Afrika toe, het ek en my vriend besluit om ons laaste 2 dae in Amerika te spandeer in Manhattan, in Times Square in New York City. Ek het baie gehoor van New York City, ek het baie gehoor van Times Square en ek was baie opgewonde om hierdie belewenis te kan hê. En ons het so toe gery en ons het omtrent na 12 op 'n Sondag aand in Times Square aangekom en ek is baie opgewonde om daar te wees en ek sit my tasse af by my hotel en ons is reguit op pad Times Square toe. En toe ek in Times Square inkom, toe ek soos weggeblaas oor wat daar aangaan, die ligte, die skerms, die geboue. Dis na 12 in die aand, maar dit lyk soos daglig. En ek's baie opgewonde en ek wil my foon uithaal om hierdie af te neem. Jy moet verstaan, vir my is dit 'n groot oomblik. Ek kom van Mosselbaai af. Daar's net 2 koffiewinkels. So dis massive. En dit is so groot vir my dat ek my foon wil uithaal om 'n bietjie video's te neem vir my vrou, want sy kom van Oudtshoorn af. Daar's net 1 koffiewinkel. En toe ek my foon uithaal om nou 'n bietjie die geboue af te neem, voel ek iemand stamp in my sy. En ek draai toe om en daar staan net so 'n groot man daarso en hy kyk so af op my. Ek het bietjie geskrik vir die ou. Hy sê vir my, "Do you want some weed?" Nou ek kyk hierdie ou so, ek sê vir hom, "Meneer, my ma het gesê vat die vreemde goed van vreemde mense nie, nee dankie." En ek sê vir hom, "No thank you sir." En ek stap so eentjie af in die pad en ek sien oral pak hulle sulke wit tafeltjies uit en op hierdie tafeltjies pak hulle dwelms uit en allerlei middels uit en hulle verkoop dit aan die mense. En ek is weggeblaas oor wat ek om my sien gebeur en ek begin om my te kyk en ek sien hoe die mense onder die invloed van dwelms en drank rond lê op die pavements, op die sidewalks. En ek sien die chaos en die goddeloosheid en die hopeloosheid wat hang om my. En ewe skielik begin ek ervaar hoe die opgewondenheid wat ek gehad het om daar te wees my verlaat. En ek kon beleef hoe my gees bedroef word vir hierdie stad. Nou van al die plekke waar ek was al in Amerika en ek was al in baie plekke, was dit daardie stad wat my hart beweeg het. Ek het bewoe in my gees begin voel vir daardie stad. En daardie aand gaan lê ek in my hotelkamer en ek kyk vir my wit ceiling en ek sê, Here, hierdie stad is hopeloos. Hierdie stad is gebroken, hierdie stad is stikkend. En ek sê vir die Here, ek is vir 2 dae in hierdie stad. Kan U dit asseblief so orkestreer dat ek net 1 persoon in hierdie stad sal ontmoet wat staan vir die naam en die saak van die Here. En vir 2 dae het ek in die strate van Manhattan gestap en ek het lekker geshop en 'n lekker tyd gehad. Halleluja. Ek recover nou nog finansiëel. En maar ek het nog gestap en die laaste dag is ek en my vriend op pad van die winkels af na my hotel toe om my tas te kry om Lughawe toe te vertrek om uiteindelik terug te vlieg. En ons was hastig op pad en soos ek vinnig stap na my hotel toe, spring daar 'n ou Chinese tannie voor my in om iets in my hand te druk. Ek dog sy's 'n ninja, so ek is toe reg om te gaan. En maar ek sien sy is nie 'n threat nie, sy wil net iets in my hand sit en ek sidestep haar en ek gaan verby haar. En die oomblik toe ek verby hierdie Chinese tannie gaan, toe voel ek hoe die krag van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees op my kom. En ek gaan staan stil en ek kyk vir my vriend en ek kan sien, maar hy het presies nou beleef wat ek beleef het. En ek besef in daardie oomblik dat ek het nie verby 'n gewone ninja geloop nie. Ek het nie verby 'n gewone tannie geloop nie. Die tannie het die teenwoordigheid van God op haar lewe. En toe ek omdraai, stap ek na hierdie tannie toe en ek kyk wat in haar hand is en ek sien in haar hand is 'n kaartjie wat sy graag vir my wou gegee het, waar die evangelie van Jesus Christus uitgeskryf staan. En sy staan op die straathoeke van New York en sy probeer hierdie kaartjie vir enigiemand uitdeel wat dit sal vat om die evangelie te deel. En ek kyk hierdie tannie so in die oë en ek sê vir hom, "Ma'am, are you an evangelist?" En sy kon nie lekker verstaan wat ek sê nie. Sy het gebroke Engels gepraat, maar ek ook. So ons probeer toe mekaar maar vind. En ek verander toe my woorde en ek sê, "Ma'am, are you a missionary?" En sy sê vir my, "Missionary, yes, China." Ek sê, "Wel, ek weet dis duidelik is van China af, maar missionary, okay." En my vriend vra toe vir haar, hy sê, "Ma'am, do you see many miracles?" En weer eens verstaan sy nie lekker en hy verander ook sy woord en hy sê, "Ma'am, do you see many healings?" En toe daai ou Chinese tannie die woord healings hoor, toe raak haar oë vol vlamme. Ek het vlamme in haar oë gesien. En sy sê, "Jesus is healer. Jesus is savior.
Jesus is deliverer. En terwyl ek daar staan, het ons sommer 'n Holy Ghost revival op daai hoek in Manhattan. En terwyl ek nou die ou Chinese tannie kyk, besef ek dat die woorde van Jesus Christus staan vas. Toe hy gesê het dat I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Luister, ek kyk na daai tannie en ek besef dat hierdie is 'n hopelose stad. 'n Donker stad. Sonde is oral te vind. Maar hier is 'n vrou wat 'n ligstraal is in die donkerte. En ek besef dat ons kan baie maklik as die kerk van God in 'n plek kom waar ons na die wêreld kyk en ons kan oorweldig voel want ons sien goddeloosheid en chaos en hopeloosheid en donkerte om ons. Maar ek wil vandag vir jou sê, moenie skrik daarvoor nie, want die media amplify net goddeloosheid en dan dink ons dis al wat daar is. Te midde van chaos en goddeloosheid en donkerte is God steeds besig om sy kerk te bou. God is steeds besig om manne en vroue op te rig wat nie hulle knie sal buig vir die agenda en die kultuur van die dag nie. Halleluja, en terwyl ek na hierdie tannie kyk, besef ek dat hierdie tannie is in 'n land wat nie haar eie is nie. Sy probeer 'n boodskap kommunikeer in 'n taal wat nie haar eie is nie. Sy was nie in 'n gemaklike posisie nie, maar sy het gemak agtergelaat want sy het gereageer op die roep van God om in die wêreld in te gaan, om die liefde van Jesus te deel met 'n wêreld wat dit dringend nodig het. En ek wil vandag vir jou sê, dit is waaroor Paasfees gaan. Dit gaan oor Jesus wat na hierdie aarde toe gekom het om vir ons hoop te bring, om 'n lig te bring in die donker wêreld in. En baie keer kan ons Paasfees baie lekker geniet, ons kan lekker liedjies sing en ons kan paaseiers eet en ons kan dankbaar wees vir wat God vir ons deur Jesus vir ons gedoen het. Maar ek wil vandag vir jou sê, my hoop is dat ons van hierdie veld af sal stap vanoggend, nie net dankbaar vir wat Jesus vir ons kom doen het nie, maar dat ons geïnspireer en gemotiveerd sal wees om in die wêreld in te gaan, om die liefde van Jesus te gaan deel met 'n wêreld wat dit dringend nodig het. Jesus het gekom na hierdie aarde toe om hoop te deel. En die Bybel sê toe hy opvaar hemel toe gee hy daai mandaat vir ons. Toe sê hy, gaan julle nou en gaan deel hoop. Kan jy amen sê? Amen. Halleluja, ek raak so excited. Dis my boodskapie. Prys die Here. Ek wil vanoggend graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Filippense, hoofstuk 2, vers 6 tot vers 8. En as ek 'n titel kan koppel vanoggend aan hierdie boodskap, sal ek wees, die kostes is gedek. Die kostes is gedek. Ek wil graag vir jou lees Filippense 2, vers 6 tot vers 8. Paulus skryf hierso en hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Toe God besluit het om die mensdom te red, toe God besluit het om 'n versoeningsplan uit te werk, het hy geen kostes gespaar nie. Toe God besluit het, hy gaan intree om die wêreld te red van sonde, het hy sy beste gestuur. Hy het sy enigste gestuur, sy seun Jesus Christus. Die Bybel sê in Johannes 3 vers 16 dat so lief het God hierdie wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Halleluja, God het 'n plan beraam sodat ek en jy nie verminkel en vermorsel kan word deur sonde nie, maar dat ons 'n geleentheid kan hê om sy liefde te kan beleef. Luister, God kon, as gevolg van die chaos wat sonde veroorsaak het, kon God net met sy regterhand die aarde weggevee het. Maar in God se groot barmhartigheid, in God se groot liefde, maak hy 'n plan, hy stuur vir Jesus. Halleluja, en Jesus kom na die aarde toe en die Bybel sê dat Jesus maak sy mandaat baie duidelik. Toe hy gesê het dat ek het gekom om te soek en te red wie verlore was. Jesus het gekom met 'n missie om nie die perfektes te bereik nie, maar die wat gebroken is, die wat stikkend en die wat in 'n desperate posisie is en wat 'n redder nodig het. Halleluja, hy het gekom om vrymaking te bewerkstellig. En ek wil vanoggend graag na 'n storie kyk in die Bybel wat baie naby my hart is, wat presies hierdie reddingsplan van God vir ons sal illustreer. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees vanoggend uit die boek van Joshua, hoofstuk 2, vers 11 tot vers 13 en dan vers 17 tot vers 18. Dit gaan oor die vrou Rahab. Hoor gou wat sê die Bybel in Joshua 2 vers 11 tot 13. Hy sê, ons het dit gehoor en ons harte het van angs verstyf. Niemand het nog moed teen julle nie, want julle God, die Here, is God bo in die hemel en onder op die aarde.
Ek het julle goed behandel. Lê dan nou vir my 'n eed voor die Here af, dat julle my familie ook goed sal behandel. En gee my 'n betroubare aanduiding dat julle my pa, my ma, my broers en my susters en almal wat by hulle hoort, se lewens sal spaar en ons so van die dood sal red. Vers 17 en vers 18 sê, die manne het vir haar gesê, die eed wat jy ons laat aflê, sal ons net bind, as jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi tou vasbind aan die venster waardeur jy ons laat afsak het, en jou pa en jou ma, jou broers en jou hele familie by jou in die huis bymekaar hou. Nou die Bybel sê dat Israel was vir 400 jaar in slawerny gewees, en God het 'n belofte vir hulle gemaak, dat daar's 'n land wat hy vir hulle voorberei wat oorloop van melk en honing. En God het 'n man opgerig, Moses, om hulle te lei na die belofte toe. Maar in hierdie skrifgedeelte is Moses oorlede, die volk is besig om te trek na die beloofde land toe, en die Bybel sê dat Joshua het leierskap oorgeneem van Israel. En die Israeliete kom op 'n plek waar hulle kamp opslaan reg buite die beloofde land, buite die stad van Jericho. En hulle is op 'n plek waar hulle die stad kan inval, almal kan vermoor, doodmaak en die stad in besit kan neem. Maar Joshua doen 'n interessante ding. Joshua, die Bybel sê hy gaan in die geheim na 2 verkenners toe, en hy gee vir hulle 'n opdrag om te gaan na die stad Jericho toe om die stad te gaan verken. Dit is eintlik 'n weird ding om te doen. Ek sou gedink het na 40 jaar in die woestyn sal hy die stad wil inval en dit in besit wil neem. Maar Joshua kies om 2 verkenners in die stad in te stuur. En die Bybel sê dat hierdie 2 verkenners kom in die stad en hulle gaan by die huis aan by 'n vrou met die naam van Rahab. Nou Rahab was 'n prostituut. Rahab was 'n slegte vrou. Rahab was die tipe vrou gewees waarmee ek en jy nie in die publiek mee gesien wil word nie. En hierdie 2 manne is by hierdie vrou, en hulle is daar kom gerugte dat die koning uitgevind het van Jericho, het uitgevind dat daar is verkenners van Israel in hierdie stad. En hulle is besig om te soek na hierdie verkenners, want hulle is bang vir Israel. Hulle weet dat Israel gaan die stad vat. En die Bybel sê dat hierdie vrou Rahab gaan na hierdie 2 verkenners toe en sê, kom, gaan steek hulle weg. En die Bybel sê, sy steek hulle toe weg op haar huis se dak, en sy laat die koning en die koning se manskappe toe op 'n dwaalspoor, sy mislei hulle, en sy sê hulle was hier gewees, maar hulle is nie meer hier nie, so gaan soek op 'n ander plek. En die Bybel sê dat die koning en sy manskappe is toe op 'n dwaalspoor, en Rahab gaan toe na hierdie 2 verkenners toe. En Rahab sê vir die verkenners, luister, ek het barmhartigheid aan julle betoon. Sy sê dat hierdie hele stad is bang vir julle. En sy maak 'n powerful statement. Sy sê vir die 2 verkenners, sy maak amper 'n belydenis en 'n erkenning. Sy sê dat ons weet dat die Here is die waaragtige God. Hy is die God, hy is die waaragtige God. Sy erken die God van Israel in daai oomblik. En sy sê, ek weet dat God is aan julle kant. Ons het gehoor hoe God vir julle die Rooi See oopgekloof het. Ons het gehoor van die wonders en die tekens wat God vir julle gedoen het. En sy sê, luister, ek weet dat God gee hierdie stad in julle hand. Maar omdat ek goedgesind was teenoor julle, vra ek dat julle barmhartig sal wees teenoor my en my familie. En die verkenner sê vir haar, ons sal goedgesind wees teenoor julle. En die Bybel sê dat hulle Rahab laat sak die 2 manne by 'n venster uit met 'n rooi tou. En hierdie 2 verkenners sê vir Rahab dat wanneer die oordeel van Israel gaan val op hierdie stad, wanneer ons hierdie stad gaan inval en almal en alles gaan doodmaak, bind hierdie rooi tou by jou venster, en hierdie rooi tou sal 'n simbool wees en sal 'n teken wees dat jy onaangeraak moet wees, dat redding vir julle sal bewerkstellig word. En die Bybel sê dat sy die opdrag uitgevoer en die oomblik het aangebreek wat Israel die stad inval. En die Bybel sê alles is verwoes, behalwe Rahab en haar familie. En die rede hoekom sy vrygespreek was van die oordeel van Israel wat geval het, was omdat sy 'n simbool gehad het, omdat sy 'n teken gehad het wat die rooi lint was. Sy was vrygespreek van die oordeel wat geval het. Sy was vrygespreek van die verwoesting wat gekom het oor daardie land. Nou, dis interessant, ons moet verstaan dat Rahab was nie deel gewees van God se belofte van die beloofde land nie. Die belofte was vir Israel gewees. Maar hier kom hierdie vrou en sy erken en bely dat God is wie hy sê hy is. En sy kry barmhartigheid in die oë van daardie verkenners. En dit is interessant, as jy kyk na haar lewe, dan sien jy dat sy het die oordeel verdien as gevolg van wie en wat sy was. Sy was 'n vrou van die nag. Sy was 'n prostituut. Almal het in daardie dae geweet wie sy was en waarvoor sy bekend gestaan het. Sy het die oordeel verdien.
Maar op grond van haar belydenis en erkenning dat God die waaragtige God is, ontvang sy 'n geleentheid om deel te word van God se belofte. Sy moes die oordeel gekry het, maar sy het deel geword van God se belofte, gebaseer op haar belydenis en haar erkenning. Luister, die Bybel sê dat as jy glo in jou hart en bely met jou mond, dan sal jy gered word. Hierdie vrou was nie deel van die oorspronklike plan nie, maar sy het 'n teken gehad. Sy het 'n simbool gehad wat beskerming vir haar gebied het, en dit was die rooi lint gewees. En die Bybel sê die oordeel val, word sy beskerm, haar gesin bly behoue en sy word deel van Israel. Nou, dit is 'n mooi storie van 'n vrou en 'n gesin wat gespaar is. Jy weet, so 'n paar jaar terug sit ek eendag by my huis en ek drink koffie en ek krap in my vrou se goed soos enige goeie man maar doen as hy tyd het. En ek kom op 'n boek af wat sy gekoop het, en die titel van die boek is Vroue van die Bybel. En ek kry vir my 'n koffie en ek dog wel, ek gaan 'n bietjie Vroue van die Bybel vandag lees. En ek begin hierdie boek te lees en ek is baie ek so heel beïndruk met die boek, en ek lees oor al die vrouens in die Bybel wat groot goed gedoen het vir die koninkryk van God. En ek kom op die storie af van Rahab. En ek lees oor Rahab, en ek lees in hierdie boek dat die skrywer skryf gebaseer op historiese inligting dat Rahab, soos al die ander mense in Jerigo, het gehoor van die God van Israel. Sy het gehoor dat Israel kom om hierdie stad in besit te neem, en sy het ook gehoor van die goedheid van God. Sy het gehoor hoe God vir sy kinders sorg, hoe God vir sy kinders 'n rooi see oopkloof. En terwyl Rahab al hierdie stories gehoor het van die goedheid van God, het daardie jong meisie wat tussen 17 en 19 jaar oud was, wat verwerp was deur die samelewing oor wie en wat sy was, het daar 'n begeerte in haar binneste opgestaan om die God te kan ken. En daardie boek skryf en hy sê dat Rahab het begin wonder oor hierdie God. En sy het 'n begeerte in haar hart begin ontwikkel en gewonder, kan hierdie God my ook red, soos hy Israel gered het? Kan hierdie God my ook vrymaak, soos wat hy Israel vrygemaak het van slawerny? Kan hierdie God vir my ook 'n ander lewe gee? En hierdie skrywer van die boek skryf en hy sê dat hierdie vrou het begin uitroep na God toe. Hierdie Rahab, hierdie prostituut, hierdie 17, 18, 19-jarige meisiekind het begin praat met God en sy het begin uitroep na God toe. En vriende, terwyl ek hierdie boek lees, besef ek, en toe maak hierdie storie van hierdie gedeelte van my sin, hoekom Joshua die hele volk stop. Israel trek vir 40 jaar in die woestyn en hulle is op die punt om die belofte in besit te neem. Maar Joshua roep halt vir 2 tot 3 miljoen Jode. En hy kies om 2 verkenners in 'n stad in te stuur. Dit het nie sin gemaak vir my nie, maar toe ek hierdie boek lees, toe besef ek dat God het 'n afspraak gehad met 'n 17-jarige prostituut in daai stad wat verwoes moes word. En hy deur die leiding van die Heilige Gees roep Joshua halt. Hy sê stop. Gaan stuur verkenners uit. En hierdie verkenners ontmoet met Rahab. En Rahab het 'n geleentheid om te bely en erken dat God God is. En op grond van haar belydenis en haar erkenning het redding vir Rahab gekom. Halleluja. Ek praat vanoggend met jou oor 'n God wat geen koste sal spaar om 'n siel te red nie. Ek praat vanoggend met jou oor 'n God wat 2 tot 3 miljoen Jode tot stilstand sal bring vir die redding van 'n 17-jarige prostituut. Die barmhartigheid van God verstom my. Terwyl ek in hierdie week hierdie boodskap voorberei en deur die skrifte lees en op dit mediteer, het ek myself soveel keer in geleenthede bevind waar ek so bewoog geword het en so oorweldig geword het met emosie. Want wanneer ek kyk na Rahab, dan sien ek myself. Ek het 'n herinnering gehad oor waar ek was en meer belangrik wie ek was voor Jesus my kom red het. Ek was stikkend, gebroken, hopeloos. Mense het gesê vir my, "Ma, Johan, jy gaan 'n kar wag word eendag." Geen hoop nie, geen toekoms nie. Maar toe kom hierdie man Jesus in my lewe in en hy verander my en hy restoreer my en hy herstel my. En ek wil vandag die goeie nuus van die evangelie met jou deel. En dit is dit, dat hy presies dieselfde vir jou sal doen. Daar's 'n ou liedjie wat sê, "It is no secret what God will do. What he will do. What he has done for others, he will do for you." En hierdie storie van Rahab is 'n mooi demonstrasie en 'n illustrasie van wat die evangelie is. Die Bybel sê die wêreld was vol sonde. En weer eens, as gevolg van sonde moet God se oordeel op dit val. Maar in God se barmhartigheid maak hy 'n plan.
En hy stuur sy seun Jesus Christus. Hy stuur 'n verkenner na die aarde toe. Hy stuur 'n verlosser na die aarde toe. En daardie verlosser, Jesus, kom en hy gaan sterf aan 'n kruis. En in die kruis in die Bybel het sy bloed gevloei vir my en vir jou. En net soos die rooi lint die teken was vir Rahab se beskerming, so is die bloed van Jesus vandag om my en jou vryspraak van die oordeel. En ek wil vandag vir jou sê, die Bybel verklaar dat ek en jy is gekoop nie deur goud nie en nie deur silwer nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, al die Bybel verklaar dat al was jou sonde so skarlaken, die bloed van Jesus maak jou witter as die sneeu. Ek wil vanoggend vir jou vra, kerk, Centurion, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Halleluja, ek wil vandag vir jou sê, die kondisie, die posisie waarin jy is irrelevant vandag. As jy op 'n plek sal kom waar jy sal uitroep na God toe, soos hierdie 17-jarige prostituut, dan sal God alles doen om redding vir jou te bring. Net soos die rooi lint die teken was, wat die vryspraak en verlossing vir Rahab en haar familie gebring het, so is die bloed van Jesus vanoggend my en jou vryspraak. Vandag is die kruisiging, is Goeie Vrydag. Jesus het aan 'n kruis gesterf en sy bloed het gevloei vir my en vir jou. En ek wil vanoggend vir jou vra, kerk, are you washed in the blood? Ek vra nie vir jou as jy 'n kerkganger nie. Ek vra nie vir jou ken jy die Bybel nie. Ek vra nie vir jou as jy aangenemend voorgestel nie. Ek vra vir jou as jy gewas in die bloed van Jesus, want daar is 'n God vanoggend wat geen kostes sal spaar om 'n redding te bring vir jou kosbare siel nie. Rahab was bekend vir alles wat sleg was. Sy was die least likely kandidaat om gered te word. Maar God wys sy liefde in dit, dat hy 'n volk tot stilstand bring, om een siel te red. Een kosbare vrou. En ek wil vandag vir jou sê, dat God sal niks terughou vir jou redding nie. En ek wil vanoggend vir jou weer eens vra, kerk, are you washed in the blood of the Lamb? Nou, hierdie storie van Rahab eindig nie daar nie. Sy het uiteindelik deel geword van Israel. Sy het 'n man gekry en sy het getrou en sy het kinders gehad. En sy was nie net vergewe van haar sonde nie. Sy was nie net verlos van haar sonde nie, maar die Here deur sy genade het vir haar 'n hoop en 'n toekoms gegee. Hy het alles herstel. Ek wil graag vir jou 'n skrifgedeelte lees uit die boek van Romeine 8 vers 1. Net een enkele skrif, hoor wat sê die Bybel. Hy sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Toe sy God bely en erken, het redding vir haar gekom en haar verlede was weggewas. Sy het 'n nuwe begin ontvang. Haar kostes was gedek. Die Bybel sê in 2 Korintiërs dat, wat Paulus skryf, hy sê dat as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge gaan verby, alles word nuut. As jy na die evangelies toe gaan in die Nuwe Testament, in Matteus 1, die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus 1, hoofstuk 1, is dit die geslagsregister van Jesus. En hulle skryf die seun van ons almal ken daai skrif. Elke keer as ek vir die Here vra vir leiding en sê Here gee my 'n skrif en dan kry die seun van dan ek Jesus Here, ek weet nie wat dit beteken nie. Maar ek lees in Matteus 1 die geslagsregister van Jesus. En in Matteus 1 vers 5 kom Rahab se naam op. En ek lees Rahab se naam in die geslagsregister van Jesus. Wat beteken Jesus, die Messias, die redder van die wêreld, is gebore uit die bloedlyn van Rahab. God het haar storie herskryf. God het haar kostes gedek. God het vir haar 'n nuwe begin gegee. En dan lees in die boek van die Hebreërs, waar die skrywer van die Hebreërs skryf, en dit is 'n hoofstuk wat gededicate is om die helde van die geloof te eer. En die skrywer eer hierdie helde, hy eer vir Abraham, name soos Abraham en Noag en Josef en Moses, al hierdie groot name, die helde van die geloof word geëer, en dan kom Rahab se naam op. Die skrywer noem Rahab in daardie hoofstuk, en hy eer haar vir haar geloof, vir haar uitroep na God toe. Sy het geloof gedemonstreer, en haar geloof het oorgegaan na werke toe sy hierdie verkenners ontvang het, en hulle bely en erken het as manne van God. En ek wil vandag vir jou sê, dat daar 'n God in die hemel, wat nie net
geen koste sal spaar om jou te red nie, maar hy sal jou 'n lewe gee in dit in oorvloed, 'n nuwe begin in hom. Halleluja, jy het 'n hoop in die toekoms. En ek wil vandag vir jou sê, dit maak nie saak wat se kondisie of posisie jy in is nie, waar jy gaan en wat jy in die gesig staar nie. Daar is 'n God vandag wat sy seun gestuur om 'n prys vir jou te betaal, sodat redding en verlossing na jou toe kan kom. Sodat jy 'n nuwe begin kan hê in hom. Ek wil vanoggend vir jou vra, kerk, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Ek wil vra die worship span om my sal join op die stage asseblief. En ek wil julle vra om net vir 'n oomblik stil te word vir die Here. Kom ons buig ons hoofde vir 'n oomblik. Hier is 'n heilige oomblik waar mense die geleentheid gaan kry om uit te roep na God toe soos Ragab het. Hier is 'n oomblik waar God deur sy gees manne en vroue, jong meisies en jong seuns, gesinne na homself toe wil trek. En ek wil vandag vir jou sê, die goeie nuus van die evangelie is dit, jy kan jouself nie red nie. Jy kan jouself nie verander nie. Dit is die bloed van Jesus wat vrymaak. Dit is die goedheid van God wat tot bekering bring. Ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n God in die hemel wat jy vandag sien. Daar is 'n God in die hemel wat vandag bewus is van jou. Daar is 'n God in die hemel wat vandag omgee vir jou. En as jy vandag op 'n plek sal kom waar jy jou hand in die hand sal sit van die een wat die storm stil maak, dan sal redding kom in jou huisgesin toe. Ek is weggeblaas deur wie God is. Ek is weggeblaas deur sy barmhartigheid, deur sy liefde. Hy bring 'n volk wat vir 40 jaar trek in die woestyn. Ek kan imagine hierdie volk is angstig om hierdie belofte in besit te neem. Die manne wil huise bou, die manne wil hulle lewe begin. Hulle het vir 40 jaar net rondgetrek. En nie het hulle die geleentheid om hierdie land in besit te neem. En Joshua, hulle leier, sê, "Hokkai, stop die lorry, slaan kamp op, want daar is nog ietsie wat God wil doen in hierdie stad." En God bring 'n redding vir 'n vrou wat dit dalk die minste verdien het in die oë van mense. En ek wil vandag vir jou sê, jy sit dalk op hierdie veld en jy het dalk 'n slegte reputasie vir die lewe wat jy geleef het of dalk heidaglik leef. Jy het dalk verkeerde keuses gemaak. Jy het dalk nog nooit 'n keuse gemaak om Jesus te volg nie. Jy hoor oor hierdie liefdevolle God. Jy hoor oor die goedheid van God en jy het dalk 'n begeerte vanoggend in jou hart om ook die simbool van verlossing te kry, die bloed van Jesus. Ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie is jou tyd, hierdie is jou oomblik, hierdie is jou uur. My gebed is dat jy sekerheid sal hê vanoggend dat jou saak in orde is met God voordat jy hierdie veld sal verlaat. Daar is 'n God in die hemel wat geen koste sal spaar vir die redding van die siel nie. Ek wil jou graag vra, elke persoon op hierdie veld, dat jy stil sal my sal opstaan, asseblief. Kom ons staan rustig op. Hierdie is 'n heilige oomblik. Kom ons wees bewus van God se teenwoordigheid in hierdie oomblik. Halleluja. Halleluja. Hy is 'n goeie God. As jy van julle is wat op hierdie veld sit wat dalk 'n slegte ervaring gehad het, wat sê, "Jesus, Johan, ek het gehoor dat hy's 'n kwaad God. Hy's 'n woedende God. Hy's 'n God wat wil straf." Ek wil vandag vir jou sê, jammer dat jy daai perspektief het, maar dis nie wie hy is nie. Hy is 'n liefdevolle God wat dit bewys het toe hy sy seun gegee het aan die kruishout van Golgotha vir redding van jou siel. Vandag kan jy vrymaking en verlossing en redding ervaar op hierdie veld. As jy jou hand in die hand van jou hand in die hand sal sit van die verlosser van hierdie wêreld. Die Bybel sê, die boek in een van die profete skryf en hy sê dat vir ons is 'n seun gebore of 'n kind gebore en vir ons is 'n seun gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy is die Alfa en hy is die Omega. Hy is die begin en hy is die einde. En alhoewel hy al die groot name en beskrywings het, wil hy graag jou redder wees, jou verlosser wees. Hy wil vandag die uitroep van jou hart hoor. Hy wil jou vrymaak van elke ding wat jou terughou in die lewe, want hy het jou lief. Die liefde van Jesus wil jou lewe transformeer. En my gebed vanoggend is dat jy 'n keuse sal maak vir Jesus Christus. Op hierdie goeie Vrydag, wat 'n oomblik, wat 'n tyd om dit te kan doen. Ek wil vra dat jy asseblief almal julle hoofde sal buig
En hierdie oom is 'n heilige oomblik. En ek wil vanoggend 'n uitnodiging rig aan individue op hierdie vel vanoggend. As jy op hierdie vel sit en jy sê Johan, soos Rahab het ek 'n uitroep na God. Soos Rahab word ek dalk verstoot as gevolg van verkeerde keuses wat ek gemaak het in my lewe. Soos Rahab het ek maar sonde. Soos Rahab het ek dalk 'n vuil lewe gelewe. Soos Rahab ervaar ek maar hopeloosheid en ek voel ek kry nie my plek in die wêreld nie. Ek wil vandag vir jou sê daar is 'n God wat vir jou wil red. En vandag is jou oomblik. Hierdie oomblik is jou geleentheid om na Jesus toe kom. As jy op hierdie vel staan en sê Johan, dit is ek. Ek wil gewas wees in die bloed. Ek wil die simbool en die teken van vryspraak en verlossing. Jy wil nie net jou hand oplig. Wees bold en sê ek wil seker wees my saak is reg met God. Kom aan, lig op jou hand. Ek wil saam met jou bid vanoggend. Moenie skaam wees nie. Ons gee nie om wat mense dink nie. Ons is vanoggend besig met die God van hemel en aarde. Kom aan, lig jou hand lekker hoog op. Nog een keer, ek wil jou graag sien. Dankie. Prys die Here. Prys die Here. Ek wil julle graag vra kerk, kom ons almal bid saam. Kom ons ondersteun almal en ons bid hierdie gebed saam. Sê Vader, kom ons bid lekker hard. Vader, ons verklaar dat Jesus die Seun van God is. Ons verklaar dat hy aan 'n kruis gesterf het vir my sonde. Ek ontvang die redding, die verlossing wat die bloed van Jesus bewerkstellig het vir my. Jesus, ek kroon U as koning van my lewe. As koning van my hart, verlos my, bevry my, en red my, in Jesus naam. Kyk gou vir my, Here, ek dank U vir hierdie gehoor. Ek dank U vir elke persoon op hierdie vel vanoggend. Here, ek dank U vir elke persoon wat hulle hand opgesteek het of nie. Here, U ken hulle by hulle naam. Elke haar op hulle hoof is getel. U het hulle gevorm in hulle moederskoot. En Here, ek bid vandag dat die krag van die Heilige Gees swaar op elkeen sal kom rus. Dat hulle vanoggend 'n bewustheid sal hê van U liefde vir hulle. Die liefde van Jesus wat mense verander. Die liefde van Jesus wat transformasie meebring. Here, ek bid dat gesinne getransformeer sal word. Dat hierdie nie net nog 'n Vrydagoggend sal wees waar ons Paasfees vier, maar Here, dat dit 'n oomblik sal wees waar ons huis toe sal gaan, waar ons oorweldig sal word met U teenwoordigheid en die realiteit dat U red, dat U genees en dat U gekom het om vir ons lewe te gee en dit in 'n oorvloed in Jesus naam. Kom aan, as jy lief is vir Jesus, klap jou hande en skree, dankie Jesus. Halleluja. Baie dankie julle. Amen. Jy kan hierdie oomblik net jou sitplek inneem en ek ervaar so net 'n maart soos wat ek hier staan. Die woord sê sy oor is nie te swaar om ons te hoor nie en sy hand is nie te kort om ons te red nie. En as jy dalk hier gestaan het vanoggend en jy het nie jou hand opgesteek nie en jy is nog steeds besig met 'n worstel in jou hart, dan wil ek jou na die tyd 'n geleentheid gee om net vorentoe te kom. Ons wil saam met jou bid, maar wil jy moet hierdie woorde hoor vanoggend. Sy oor is nie te swaar om jou te hoor nie, sy hand is nie te kort om jou te red nie. As jy vanoggend jou hand opgesteek het, as jy gesê het ek kies Jesus, wil ek jou verwys na die skakel op daai skerm, ek kies Jesus vir 2 redes. 1, ons wil vir jou bid op jou naam en 2, ons wil jou help met die volgende stap. En ek gaan sommer van hierdie geleentheid gebruik maak as jy nie in 'n kerk is nie. Hallo kerk Centurion, het Sondagoggend dienste, 8uur, 10uur, 16uur aand. Ek wil jou nooi om deel te word van 'n familie. Kan ek vra dat ons net vir hulle laaste hande klap gee? Kom ons eer net die Here. Die beste besluit wat jy in jou lewe kan neem, is maar besluit om te sê, ek kies Jesus. Jou lewe kan nooit weer dieselfde wees nie. Mense om jou se lewens kan nooit weer dieselfde wees nie. En ek en jy het vanoggend die wonderlike voorreg om te kan deel 'n nagmaal in simboliek. En dan gaan ons 'n skrif lees in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25. Jy sou die nagmaal elemente ontvang het. Kan ek net sien as jy nie 'n element ontvang het, jy net vinnig jou hand opsteek.
Ons gaan jou help met die span om by jou element uit te kry. As jy nie net kan jy net vinnig jou hand in die lug hou. Die woord sê die volgende 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25. Dit sê ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En dan gaan dit verder en sê, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed besteel is, gebruik dit elke keer, as jy dit daaruit drink, tot my gedagtenis. En dan al 2 kere wanneer Jesus praat oor die beker, wanneer hy praat oor sy liggaam en sê hy tot my gedagtenis. En ek wil vanoggend net vir jou verduidelik, miskien is jy hier en jy het nog nooit nagmaal gebruik nie. Hierdie is hoekom ons as gelowiges nagmaal gebruik. Die liggaam van Jesus Christus is gebreek, sy bloed was gegiet vir my en jou sonde. En elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, dan herinner ons onsself dat dit nie deur ons eie krag is nie, maar deur die krag van Jesus. Dat hy ons vrygekoop het met 'n prys. Dat daar 'n nuwe verbond is, 'n beter verbond, 'n bond van genade, 'n verbond van verhouding, 'n verbond van liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir my en jou gestuur het, en ek en jy die voordeel vanoggend om te kan deel in dit. In die belofte bo elke belofte, in die naam bo elke naam. En ek wil vanoggend vra, as jy hier is met jou familie, gaan ek jou vra, man, papa, ek wil vanoggend vir jou vra om te bid vir jou gesin. Ek gaan vra dat ons na mekaar toe draai. As jy nie is nie, jy is alleen, dan soek jy iemand anders wat alleen is. En dan breek jy saam met hom brood en neem die beker. Die span gaan 'n lied oor jou sing vanoggend en ons gaan net verklaar hoe groot is ons God. Hy is ons koning en in hierdie oomblik gaan ek vra dat julle na mekaar toe draai as gesinne, vir mekaar bid en net die elemente van nagmaal saam gebruik. En ek het gou vinnig vir die laaste keer sien, is almal van julle bedien met die elemente. Amen. Dankie Jesus. Dankie span.